nuwe reeks. Ons skop vandag 'n nuwe reeks af waar ons praat oor the working life. En ons gaan bietjie praat oor werk. Hoekom werk ons? Vir wat werk ons? En hoe is die Here deel van ons werkende lewe? En vandag praat ons oor, is werk 'n seën of is dit 'n vloek? Nou vir die van julle wat nou al jare lank werk, dink ek julle lê meer na die kante van dis 'n vieslike vloek, François. Vir die van ons wat nou net begin in die werkende lewe ingekom het, wat nou net getrou is, wat besef hoe duur is die lewe, is die werk 'n seën. Want dit bring geldjies en dan elke maand dan kan ons daarom ietsie koop. Nie baie nie, maar ietsie koop. En ek wil graag hê, as jy 'n Bybel het, blaai saam met my na Genesis 2. Ons gaan net die eerste 2 verse lees, Genesis 2. En ek wil net hê dat ons almal op dieselfde bladsy inkom. Vir die van julle wat nog nooit die eerste hoofstuk van die Bybel gelees het nie. Sal vir jou bid, hoor. Die eerste hoofstuk van die Bybel, ek gaan net gou vir jou kort opsomming gee, dat ons net seker maak ons is op dieselfde bladsy. In die eerste hoofstuk van die Bybel gebeur daar wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk. Die Here is besig om hierdie wêreld waarin ons leef te ontwerp, te teken, te vorm. Nou wat hy dink is goed en mooi. Eerste vers in Genesis 1 sê vir ons hoe die Here die hemel en die aarde vorm. Die tweede vers maak die Here die lig. Vers 3 tot 5 skape die Here die dag en nag. Daarna vers 6 tot 8 word die hemel skep hy die hemel of die blou koepel. In party Bybels praat hulle van die blou koepel. Dan vers 9 en 10 vorm hy die land en die see. Daarna is dit die plante. Vers 14 tot 19 is dit die son, maan en die sterre. Ek is so opgewonde vir hierdie sterre deel, want ek en dierbare vrou lief gaan nou volgende week gaan ons bietjie Sutherland toe. Ek weet nog nie hoekom was ons so dronken nie, maar daar in Sutherland sê hulle, daar kan ons die sterre mooi sien. So ons gaan probeer, ek gaan vir julle alles kan vertel as ek terugkom, maar as ek bietjie gevries is of die kop werk nie meer so lekker nie, dan moet julle weet. Net daarna skep die Here in vers 20 tot 25 al die lewende diere. En vers 26 en 27, seker die wil nie sê die beste skepping nie, maar een van die uniekste skepings wat die Here gemaak het, is die mens. En dan kom ons by die skrifgedeelte van vandag. Nou lees saam met my, Genesis 2, vanaf vers 1 tot 2, in my Bybel staan dit so. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. Vers 2. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En as mens hierdie ding lees, as mens hierdie vers lees, dan gaan jy amper in die rad van, dis asof die Here vereenselwig met ons. Ons werk ook elke dag. En op die 7de dag rus ons ook, party van ons werk. Sal nou nie sê wie werk op die 7de dag nie, maar baie van ons rus. Ek het al gesê, pastore seker maar ook 7 dae adventiste, want ons rus ook op die Saterdag. Maar ons almal werk, en vir die eerste keer lees ons dat hier is 'n koneksie tussen my en God. Daar's ietsie wat dieselfde is. Hy het ook gewerk, ek werk ook. Nou wat? En nou gaan ons vandag praat oor. God het ons gemaak om te werk. En deurdat ons werk, wat doen ons? Wat doen ons vir God se koninkryk? Wat doen ons vir hom? Hoe is dit uniek of kan dit toevoeg tot God? Dat die feit dat ons werk. Nou die eerste ene is, omdat ons werk, vervul ons doel. Omdat ons werk, vervul ons doel. Genesis 2 vers 15 sê die volgende: Die Here God het die mens in die tuin gesit, sodat hy dit kon bewerk en oppas. God het my en jou gemaak om in hierdie wêreld te leef, en om in dit te werk en dit op te pas. Hy oppas deel pla my bietjie. Want het julle al gekyk na die wêreld waarin ons leef?
Jy al bietjie op Google gegaan en prentjies gaan soek van hoe lyk die wêreld waarin ons leef? Nou ek het vir julle 'n paar prentjies gebring. Dit is hoe die wêreld lyk waarin ons leef. Dit is nie snaaks nie. En die Here gee vir ons hierdie belofte, of hy vra vir ons, dat ek gee vir julle die wêreld. Julle het nie gewerk daarvoor nie. Hoor mooi, julle het dit nie eers verdien nie. Maar al wat ek vir julle vra is, pas dit op. Want as julle dit oppas, leef julle die doel uit waarvoor ek julle gemaak het. Dan wonder mense baie keer, as ons na ons wêreld kyk, pas ons dit regtig op? Maak ons regtig moeite om dit op te pas? As jy na jou eie lewe kyk, wat doen jy? Hoe help jy om die wêreld op te pas? Daar's iets wat vir my, dit frustreer my verskriklik. As ek in die kar sit en ek ry iewers heen en ek sien hoe mense blikkies en papiere en enige ding by hulle venster uitgooi. En dit net daar los. Dan wonder ek altyd nou, wat gaan in jou gedagtes aan? Gaan iemand dit vir jou optel? Is dit jou siening daaroor? Gaan dit net verdamp? Hoe pas ons lewens, die wêreld waarin ons lewe op? Deur die feit dat ons werk, leef ons doel uit. Die tweede ene is, ons weerspieël die beeld van God. As ons werk, weerspieël ons die beeld van God. Hoor wat sê Genesis 1 vers 27. God het toe die mens gemaak, en die mens het iets van God in hom gehad. Die mens het soos God gelyk, God het 'n man en 'n vrou gemaak. Ons is in die beeld van God gemaak. Nou wonder ek, nou vra ek, nou is daar weer 'n spilgoed wat in my kop aangaan. As jy in 'n winkel instap of in 'n besigheid instap en jy kyk na die mense wat daar werk, jy praat met die mense wat daar werk. Het jy al ooit met 'n kassier gepraat? Het jy al ooit met iemand gepraat wat die rakke regpak? Het jy al ooit in 'n ontvangskamer ingekom by 'n dokter en die persone gesien? Sien jy die beeld van God in daardie mense raak? As jy nou Spar toe gaan, of ek mag nie sê Spar nie, want Spar is verkeerd, Spar. As jy nou Spar toe gaan, nee, of Checkers, of wat ook al. As jy by die kassier uitkom, sien jy die beeld van God. En is nou vinnig dat ons kan sê, hulle is die suurste mense, hulle is die ongeskikste mense, en aan die ergste van alles is dan mense partykeer so lelik en so gemeen, dat hulle op Facebook die wêreld sal volsit. Moenie na hierdie en hierdie winkel toe gaan nie, want dis die ongeskikste mense, jy kry nie diens daar nie, en wat. En dan so kom jy agter, dat God se beeld iewerste in die prentjie verlore raak. Maar kan ek nou vanoggend baie lelik wees? Kan jy net gou jou vingers na jouself draai? Jy wat werk, jy wat in 'n besigheid is, jy wat met mense werk. As mense na jou kyk in jou werksplek, sien hulle die beeld van God raak? En die manier hoe jy jou werk doen, en die manier hoe jy mense hanteer, sien hulle sy beeld raak? Want God het jou geskape om te kan werk, en daar waar jy werk, moet jy sy beeld uitstraal. My vraag is, doen ons dit? Dan die derde rede hoekom ons werk is, ons beleef ons God se vermenigvuldiging, se vermeerdering. Genesis 1 vers 28, hoor wat sê hy. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp die aarde en heers oor die visse en van die see, die voëls in die lug en oor al die diere op die aarde. Wees vrugbaar, vermenigvuldig. Dit is hoekom ons so inspired word om te werk, want as ons werk, aan die einde van die maand kry jy iets. As jy iets doen, dan ontvang jy iets. As jy kinders kry, jy vermeerder, daar's iets wat gebeur in jou wese. Ons ervaar God se vermeerdering as ons werk.
Party mense vat hierdie ding tot die ekstreem, nee. En dit maak my partykeer bang, want dan hoor mense van families wat so baie kinders het, dat hulle nie die kinders kan onderhou nie. Dan vra ek partykeer, is dit reg? Verstaan ons die woord reg? Het ons net vasgehaak by vermenigvuldig en moenie sorg nie? Hoe dink mense? Maar die feit dat ons werk, ervaar ons God se vernedering. Dan die 4de een is, ons werk, God het ons geseën om te werk, sodat ons kan voorsien, sodat hy voorsien hy vir ons behoeftes. As ons werk, voorsien hy vir ons behoeftes. Hoor wat sê 2 Tessalonisense 3 vers 10. Toe ons by julle was, het ons uitdruklik vir julle gesê, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Dis powerful woorde hierdie, nee. En dis hard. Want hoe baie mense werk? Ek hoor my hart en ek wil nie lelik oorkom nie, ek wil nie bot oorkom nie, ek wil nie amper die woord sê sonder liefde voorkom nie. Maar ek het 'n probleem met 'n boemelaar. As niks fout met 'n boemelaar, ek verstaan die lewe is swaar. Ek verstaan dat 'n boemelaar is 'n boemelaar want omstandighede het nie uitgewerk nie. Goed het nie reg uitgewerk nie en die lewe het vir hom so uitgedraai. Maar ek vra die vraag, is daar werklik niks wat die mense kan doen? Ek weet werk is skaars, ek verstaan dit. Maar weet julle, ek was nou in die berge en Janine het daar amper soos 'n vrugtebak gekoop wat hulle weef, né? En my skoonpa vra toe vir die vroutjie, hoe lank vat dit vir jou om hierdie 'n bak te weef? 3 dae. 3 dae lank vat dit haar om dit te weef. En dan toe ons betaal en ons besef wat ons betaal, toe sê Janine, maar weet jy wat, ek gee hierdie met liefde vir haar, want dit vat haar 3 dae om dit te maak. Sy werk ten minste. Sy doen nie niks. Die Here sê duidelik hier, as iemand nie werk nie, kan hy ook nie eet nie. Harde woorde. Werk ons. Doen ons regtig moeite om te werk. En weet wat is vir my so hartseer, en ek dink dis waar my grootste probleem is. Dan kom jy en dan lees jy bietjie wat in die koerante aangaan, daar's daar so baie mense wat nie werk nie, maar hulle voel hulle het te sê. Hulle voel hulle mag ontvang. Hulle voel hulle mag vrylik kry. En dit pla my. Want wie moet dit verskaf? Van waar af kom dit? En dis asof ons hierdie woord van die Here nie lekker verstaan nie. Dat as jy nie iets doen nie, gaan jy niks kry nie. So vir my om geseën te wees, vir my om vorentoe te gaan, vir my om die blessings van die Here te ontvang, moet ek iets doen. Ek kan nie net ontvang nie. Maar baie Christene, baie mense vandag voel net, ons wil in die banke sit en ontvang. Gee vir my. Gee meer vir my, want ek kort meer. Maar ek wil niks daarvoor doen nie. Nou vanmôre moet ons ook na die ander kant van die munte kyk. En alhoewel God ons op soveel maniere seën omdat ons werk, gaan werk ook vir ons 'n lewenslange frustrasie wees. Dis nie iets wat ons wil hoor nie. Ons wil nie hoor dat vir die res van jou lewe gaan werk vir jou 'n lewensfrustrasie wees. Dit is nou nie iets wat hulle op 'n plakkaat sit vir al die mense wat nou net 'n graad ontvang het nie. Dat vir die res van jou lewe gaan jou werk vir jou 'n lewenslange frustrasie wees. Glo vir my, jy daai ou of persoon of man of vrou los net daar alles. Gaan sit op 'n hoopie en huil as hy dit moet hoor. Maar tog is dit die realiteit, is dit nie? Tog is dit deel van ons lewens. Tog is die feit dat werk 'n frustrasie is. Dit is daar. Ons kan nie om dit kom nie, ons kan nie om dit praat nie. Dit is deel van ons lewens. Die kruks lê net in, hoe hanteer ons dit? Wat doen ons daarmee? Genesis 3 vers 17 sê die volgende. Vir die mens sê hy, jy het jou deur die vrou laat ompraat en van die vrugte geëet wat ek jou verbied het om te doen.
Daarom vervloek ek die grond. Jou hele lewe lank sal jy met swaar kry sukkel om 'n bestaan daaruit te maak. Jou hele lewe lank. En weet jy, toe ek hierdie ding lees, is dit vir my baie neerdrukkig en ek vra vir die Here nou, wat nou? Hoe is mens positief na hierdie? Die Here wys vir my dat, wat beteken die woord swaar kry? Beteken die woord swaar kry? Swaar kry beteken langdurige en vermoeiende arbeid. Dis wat swaar kry beteken. Dis asof die Here vir my hart wakker gemaak het, dat François, julle moet pas op dat swaar kry. Alhoewel dit nou so is, dat ons gaan swaar kry, alhoewel dat ons nou nie in 'n perfekte wêreld leef nie, alhoewel dat ons in 'n gebroke wêreld leef as gevolg van besluite wat gemaak was. Dis hoe jy dit hanteer. Want as swaar kry die oorhang van jou lewe kry, as dit die belangrikste ding raak, as dit die enigste ding is waarop jy fokus, dat ek kry swaar, ek gaan swaar kry, dan kry ons baie keer van hierdie tipe gedagtes. Die eerste een is aanhoudende mismoedigheid. Het jy al met mense gepraat? Aanhoudend is hulle mismoedig. Daar's nooit iets positief nie. Want swaar kry die oorhang van hulle lewe gekry. Hulle kry verslaande gedagtes. Wat is verslaande gedagtes? My werk is te hard. Ek is te moeg om hierdie klaar te maak. Ek gaan eerder slaap. Dit is nie regverdig nie. Het jy al dit gehoor? Dat baie mense voel dit is nie regverdig om hard te werk en ander mense doen niks en hulle verdien miljoene. Ek is nie die enigste een wat swaar. Ek is die enigste een wat so hard werk. Het jy al so gevoel? Die laaste een is hierdie opdrag of werk is nie wat ek soek nie. So ek gaan eerder bedank. Jy dit al gehoor? Uiterste moegheid. Mense is permanent moeg. As jy met hulle praat en sê, ek is so moeg. Ek werk so hard. Daar's te min ure in 'n dag. Dan wil ek nou weet waar die 24 uur heen gegaan waarmee ons gebore was. Nee, ek vra die vraag. Die laaste ene is ons ontwikkel 'n aanstoot teen my werk en die saam met wie ek werk. Jy het dit agtergekom. Baie keer is swaar kry so betrokke in 'n ou se lewe dat jy ewe skielik in daai gevoelens kry van ek haat my werk. Ek haat die mense saam met wie ek werk. En dat elke keer as jy daar instap, dan sien jy nie die foute raak. As jy daar instap, dan sien jy daai baas se gesig voor jou. En al wat jy wil hom doen is jy wil hom 5voudige bediening gee. Het jy al so gevoel? Het jy dit al gehoor? Het jy dit al gesien? En dit is wanneer swaar kry die oorhang van jou lewe kry. Pas op daarvoor. Die realiteit is dat ons moet werk. Maar die realiteit is ook dat ons het 'n keuse of gaan werk, ons werk, jou werk vir jou 'n seëning of 'n vloek wees. Die vraag is, as swaar kry ons pad kruis, hoe hou ons die regte perspektief? Baie eenvoudig. Dit is baie eenvoudig, maar ek weet nie hoe baie mense doen dit nie. Die eerste een is spandeer tyd saam met God. Hoe baie tyd spandeer jy werklik saam met God? Ons is in 'n lewenstyl in 'n wêreld waar TV vreeslik belangrik is. En ons het so gelag want terwyl ons na die Drakensberg se seunskoor luister, nou gaan die een tannie wat daar voor staan en haar hande waai. Nou gaan sy en sy vertel vir ons ietsie van haarself en sy sê ek het glad nie 'n TV nie. Toe dog ek, my dierbare mens, hoe bestaan jy in hierdie wêreld sonder 'n TV? Wat doen jy? Maar dit laat jou dink, nee, want ons is so afhanklik daarvan. Maar dat sy in haar lewenstyl 'n plek gekry het waar TV is nie belangrik nie. Hoeveel powerful sal dit gewees het as sy nie gesê het, ek het nie 'n TV nie, en die tyd wat ek aan TV spandeer ek eerder saam met God. Hoeveel meer sou dit nie beteken het nie? Eerste een is spandeer tyd saam met God. Die ander een is draai na God en kies hom om aan hom getrou te bly. Kies dit. Dis 'n keuse wat jy by hom maak. Bly by hom ten spyte van.
Maak nie saak hoe swaar dit gaan nie, maak nie saak wat in jou werksomstandighede, bly by hom, soek hom. Mark Twain het eendag hierdie gesê, en dit was vir my nogals powerful toe ek dit raak gelees het. Hy sê, if it's your job to eat a frog, it's best to do it first thing in the morning. And if it's your job to eat 2 frogs, it's best to eat the biggest one first. Soek die oplossing. Moenie net kyk na die probleme nie. Want as jy gaan self vasstaar in probleme, kind van die Here, gaan swaar kry, die oorhang van jou lewe kry. Dan gaan jou werk vir jou in 'n vloek verander. En ek moes hierdie oor my eie lewe al besef het. Want niemand, en ek sê dit vir baie van julle so agterom, dat niemand het vir my ooit gesê dat die bediening werk soos wat hy werk. Dit staan nie in 'n boek nie. In my boeke het daar gestaan, hoe om kinders te help om die Here lief te hê. Niemand het vir my gesê dat jy gaan nie met engeltjies werk nie. Niemand het vir my gesê, jy gaan bietjie sukkel. Jy gaan sukkel om met die mense te praat en met hulle deur te kom. Maar ek moes hierdie besef nie. Toe kon ek of kies, of ek hou op, of ek sien hierdie probleem raak, of ek raak so negatief elke keer as ek in die kerk instap of my werk probeer doen, of ek kies om die positiewe te sien. Of ek kies om my werk te verander in 'n seën, eerder as 'n vloek. So nou is die vraag, is jou werk 'n seën of 'n vloek? Ek dink, dis al twee. Maar dit is ons keuse wat ons doen en wat ons kies. Dis jou keuse of jy jou werk sien as 'n vloek of 'n seën. En die ergste van alles is, hoor mooi wat ek vanmôre vir jou sê, dis die fynskrif. Niemand gaan van jou werk 'n seën maak behalwe jy. Omstandighede, mense gaan dit nie vir jou 'n seën maak nie. Jy kies om dit 'n seën te maak. Jy kies om positief in jou werk in te stap. Jy kies om met 'n positiewe gesindheid jou werk te doen, om die mense te hanteer in jou werksplek. Dit is vir my so powerful, as ek baie keer in vir alle staatsplek moet instap, waar mense eeue lank wag in lyne, almal is al dik vir alles, en hulle is al mismoedig, en hulle is knorrig, en jy hoor net die ou tannies, gaan ek nou weer wag, en dan moet ek nog steeds wag, en ek was al lankal hier, en nou staan ek nog steeds, dis wat jy kry daar. Maar in elk geval, dan sit jy daar, dan is dit vir my so amazing, as ek wel by iemand aankom, en sy kan my met 'n glimlag hanteer, ten spyte van. Want dadelik draai sy alles wat ek ervaar het in iets positiefs aan. Jy kan dieselfde doen. Wees jy daardie mens? Wees ek en kom ons wees daai mense, dat as mense by ons kom in ons werkplek, dan bless ons hulle. Met 'n glimlag, met 'n positiwiteit, met iets om hulle te bemoedig. Iemand het eendag gesê, Janine het dit altyd vir my gesê, sy wil so graag op 'n plek kom in haar lewe, dat as mense met haar tyd spandeer, dat as hulle weggaan, dan voel hulle beter as wat hulle aangekom het. En ek kon leer daarbey. Want dit is iets van, kom ons draai ons werk in 'n seën in. Kom ons kies om van ons werk 'n seën te maak, eerder as 'n vloek. Kom ons bid saam. Papa Vader, Here, dankie vir die voorreg dat ons vanmôre net kan gesels rondom die woord, en Here, net bietjie in ons wêrelde inklim. Here, in 'n wêreld wat ons moet werk. Here, ons het nie noodwendige keuse nie, ons moet werk. Maar Here, daar is 'n keuse. Of gaan ons werk vir ons 'n seën wees, of gaan dit vir ons 'n vloek wees? Dis ons keuse. En Here, ek bid, mag U ons help om as kinders van U, Here, dat ons werklik mense sal wees wat ons werk omdraai in 'n seën. Here, dat ons werklik sal mense wees wat 'n seën is in ons werk.
Here, want as ons na ons wêreld kyk en ons kyk na die mense en die tipe mens, Here, dan besef ons dat mense is baie negatief. Mense is baie mismoedig. Mense hou daarvan om net die probleme en die foute raak te sien. En op die einde dan raak dit die oorhoofse ding en op die einde val ons in hierdie gat van swaar kry. En Here, mag U ons help om uit daardie swaar kry uit te klim. Here, want U woord sê pertinent, U het ons meer as oorwinnaars gemaak. Dis 'n belofte. Dis iets wat staan oor ons lewens. As iemand na ons kyk, dan is dit een van hierdie hoofletterwoorde wat bo ons staan, dat ek en jy, ons is meer as oorwinnaars. En Here, ek bid, mag ons werklewe omdraai van 'n vloek na 'n seën toe. En Here, mag ons werklik 'n seën wees in ons werk. En Here, waar ons nou uitmekaar uit gaan, dankie dat U by ons is en deel van ons is. En Here, ek bid 'n dubbele blessing oor elke mens hier vanmôre. Here, ek bid dat U sal beheer neem in omstandighede. Here, dat U sal deel raak van besluite, dat U werklik die middelpunt van ons lewens sou raak. En Here, mag goedheid en guns ons volg, waar ook al ons gaan. En Here, dankie vir die hand van bewaring oor elke motor en mens, waar ons nou gaan huis toe gaan. En dankie, Here, dat ons weet, U los ons nooit alleen nie, en U is altyd by ons, in Jesus se wonderlike naam. Amen.